Ek meen, jy kan seker as jy nou filosofies daaroor wil raak, kan jy sê die politiek is eintlik maar 'n vloeibare vorm van die reg. Jy weet, as hy verhard dan noem ons hom die reg. Want elke stuk statuut en regsbeginsel waarmee dit doen het tyd gehad waar hy maar nog net 'n politieke gedagte was, jy weet, 'n politieke fetus. En dan verhard hy op die ou end tot 'n volwaardige regsbeginsel. So dis seker 'n manier om oor te dink. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Frederik van Dijk, prokureur, kommentator, mede-redakteur en mede-stigter van die aanlyn publikasie Ontlaar. Baie dankie dat ons vandag land en sand met jou kan gesels hier in jou huis in Johannesburg. Welkom by RSG. Baie dankie, dis lekker om 'n bietjie te gesels. Frederik, daar is min mense onder 30 wat nou nie ouers is of onderwysers of dosente is, so die mense die harnas kan injaag soos jy en soveel reaksie ontlok nie. In jou artikels, jou menings, dit lok baie reaksie uit. Waar kom die belangstelling in aktuele kwessies, identiteitskwessies ensovoorts vandaan? Dit is interessant, maar ek dink jy kan sê net wat jy wil. Jy gaan iewers een of ander Afrikaner die harnas injaag. Dis amper in ons genetika. Dit kom al eintlik 'n lang pad. Ek dink dit is aan die een kant miskien te doen met my die Harregat Kenia van Dijks van wie ek nou afstam aan my pa se kant. Jy weet, dis ouens wat gesê het toe die Vryheidsoorlog, die Boereoorlog nou hier verby is, het van hulle al koers gekies oor die Limpopo opwaarts al die pad tot in Kenia en ook in die jare daarna. En jy weet, dis mense wat ek dink gesê het, jy weet, as ons 'n oplossing wil vind, dan moet ons maar self hand aan die ploeg slaan en so aan. En aan die ander kant het ek ook, aan my ma se kant kom ek ook uit 'n klomp eise van af, waar my oupa was in Johannesburg geprokureer jare gelede, en ook 'n ou wat jy weet, wat baie lief was vir die soort van openbare lewe, as mens dit so kan sê, die meningsvormende openbare lewe, en 'n man wat ek dink ek nogal die krediet kan gee, my die meeste van politieke bewustheid geleer het, en om politieke bewustheid met 'n bepaalde vlak van hoflikheid en 'n poging tot intelligensie aan die dag te lê, jy weet, en om soveel as wat mens kan jou woorde te weeg wanneer jy politieke insigte en so aan probeer tuisbring by mense wat belangstel daarin. Jy weet, ek het ook groot geword in 'n huis waar dit belangrik was om politieke menings te vorm en op die tafel te sit. My ma en my pa was nog altyd mense wat regtig dit aangemoedig het. En ek weet, ek dink ons almal wat uit die Afrikaanse leefwêreld uitkom sal weet, dis nie altyd so iets wat verwelkom word om polities aktief te wees en politiese insigte te vorm en dit op die tafel te sit, nie veral as jy heel wat jonger is nie. En ek was redelik jonk toe ek begin meningsstukke, of ten minste kom ons sê, noem dit nou maar briewe, daai briewe wat jy in die beeld kan plaas, jy weet. Ek het daardie toe die beeld nog bestaan. Toe ek nou so half semi my verstand begin kry het ek graag briewe in die beeld geplaas. Sommige op my eie, ek het toen al so 'n ding of wat geweet van 'n e-pos, en toe kon ek na my e-pos stuur. En Was dit op skool? Ja, dit was, yes, ek moet vir jou lieg en ek sê die eerste een was, maar as ek nou die koerant uitknip, soos wat my maale daar iewers in 'n rak het, en dan kan terugverwys, dan dink ek die eerste een was hier rondom graad 6 of 7 of iets geweest. Toe was ek omtrent die 12 of 13 jaar oud. En ja, ek onthou daai tyd, dit was al party mense in die gemeenskap wat gesê het, ja man, maar sy ma of pa skryf het sommer, hy plaas dit onder sy eie naam. Dit was maar altyd die naysayers daar buite. Maar nee, ek het genuen van daardie af, was ek bevoorreg om in 'n omgewing groot te word waar ook aangemoedig is om my menings af te rond en dit te publiseer en jou man te staan, ongeag die soort kritiek wat na jou kant toe kom, ja. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor waar jy vandaan kom, hoe jy groot geword en so aan, maar kan jy onthou waaroor het jou briewe gegaan? Ja, ek kan so 'n paar onthou. Ek onthou die een wat ek nogals baie lekker aangeskryf het destyds. Ek was seker omtrent hier graad 6, 7 gewees. Was net toe die Mjejani ontwikkeling daar in die Onderberg begin het waar ek nou vandaan kom. En aan die een kant van die pad het hulle die Mjejani natuurreservaat, privaat natuurreservaat tot stand gebring.
En die ander kant was daar 'n grondhuisplaas gewees wat toe nou ontwikkel is, of ten minste daar mense wat nou begunstigd is van die grondhuise trust wat nou daar beheer gehad het, jy weet hulle daar begin 'n gemeenskap vorm. En ek onthou my by was gemik daarop dat die mense nie die bome moet afkap nie. Ek was so 'n bietjie van 'n greenie, ek is nou nog so 'n bietjie van 'n greenie. Dis vir my baie erg dat mense sommer net jy weet as hulle op 'n plek 'n gemeenskap wil tot stand bring, of dit nou 'n privaat ontwikkeling of 'n informele nedersetting, is dit vir my baie erg as die bome die eerste goed is wat waai en die natuurlewe die eerste is wat moet lei. En dit is, ek onthou dit was my eerste brief wat ek baie van gehou het. Kom ons praat 'n bietjie oor jou grootword jare. Jy het nou vinnig gepraat van die Onderberg, maar dit was in die Laagveld in Nelspruit, Komatipoort daar rond. Dis reg, ek is in Nelspruit gebore in 1996 en ons het groot geraak, wel, my ouers het op baie fase, was my pa prokureur in Malelaan gewees. Hy het ook so 'n paar ander dinge aan the side gedoen. Ek dink as jy prokureur is in 'n klein dorpie, moet jy jou hand aan soveel ploegskade as moontlik slaan. En my ma het op baie fase het sy vir die departement water en sanitasie was sy by die watertribunaal gewees, as ek nou reg onthou. En sy het daar as regsgeleerde gewerk. Op 'n stadium het hulle toe nou uitgewyk na die ander dorpie in die Onderberg toe Komatipoort toe. En dis nou waar ek maar groot geraak het. Dis maar die meeste van my herinneringe. Ja, is 'n wonderlike plek om groot te raak. Baie warm. Meeste mense wat nou ken van die suidelike dele van die Wildtuin en Mosambiek en daai hoekie van Suid-Afrika wat daar tussen Swaziland en die Wildtuin ingedruk is. Dis ongelooflike natuurskoon. Dis wilde, rowwe Afrika, soos baie mense dit sou ken. Maar daar's 'n ritme daaraan wat ek dink vir al die inwoners van daai streek, jy weet, baie na in die hart lê. En hoekom daai streek tot nou toe 'n plek is waarna ek so gereeld as moontlik terugkeer, ja. Was jy toe op Hoërskool Nelspruit? Ek was op Hoërskool Nelspruit gewees. En ja. was jy hoofseun? Ek was nie hoofseun nie. Party mense sê ek het hard gekampanje daarvoor. Maar nee, ek dink ek verkies nou nog om maar eerder in die onderhoof tipe posisie te wees. Ek was toe onderhoofseun daar. Ons was 4 onderhoofseuns en 4 onderhoofdogters. En elkeen het nou soos 'n portefeulje in goed gehad. En ja, ek was vir wat was ek nou weer, akademie en bemarking of iets gewees. Ek weet nou nog niks van bemarking af nie. Ek weet so bietjie van akademie af, maar dis omtrent al. As jy nou sê jy was onderhoofseun van onder andere akademie, wat se tipe kind was jy? Was jy 'n gehoorsame kind wat sy huiswerk elke dag gedoen het, of was jy bietjie van 'n rebel? Was jy sport, kultuur of albei? Man, ek dink as jy op hoërskool in Afrikaanse hoërskool wil oorleef en jy's nou nie 'n ou met die meeste sporttalent en so aan nie, dan moet jy maar jou niche uitkerf so gou as wat jy kan. En ek sou sê, jy weet, ek was nooit heeltemal onder die klomp ouens wat ontsettend gewild was vir hulle sporttalent en al daai tipe goed nie, maar ek was ook nooit een van die ouens wat half geslyp het en nie deelgeneem het nie. Ek het baie deelgeneem aan alles wat ek kon deelneem, en veral die meer onortodokse goed soos die debat en redenaarsvereniging, dit was maar my groot claim to fame toe ek daar was. En andersins drama, ek het drama buitemuurs gedoen, baie lief vir Shakespeare en so aan, daai liefde het ek maar daar ontwikkel. Andersins het ek maar deelgeneem aan die letterkundige klubs en die goed op skool. Ongelooflike onderwyser gehad, meneer Kobus de Wet, wat nou afgetree is in die Suid-Kaap. En jy weet, hy het 'n liefde vir poësie en die letterkunde by my laat ingelê, kan mens maar sê. En ek moet sê, daar's 'n ander vername student van hom, Shane van der Hoeven, wat nou die UJ-prys vir debuut digbundel gewen het. Ek sien uit om die 4de September te gaan vergesel daar by UJ, wanneer hy sy prys ontvang. En hy, jy weet, daar was so 'n groepie van ons, dink ek, op hoërskool wat belang gestel het in die groter vraag, kan mens maar sê. Jy weet, die goed wat die menslike gees kan skep, jy weet, die letterkunde, die politieke vraagstukke, filosofiese vraagstukke. Ons het selfs 'n vorm van 'n filosofieklub op 'n stadium daar gehad. Party van die onderwysers het nie gehou van al hierdie onaardse denke en goed wat ons nou hier en daar beoefen het nie, maar ag, weet jy wat, as mens daarop terugkyk,
was ons baie bevoorreg om in so 'n omgewing in so 'n goeie hoërskool te kon groot word, ja. Frederik, jy is dan na Stellenbosch toe, neem ek aan om regte te studeer. Hoekom het jy, ek meen regte is so half in jou bloed, as ek hoor jou ma en jou pa is albei regsgeleerdes, maar hoekom Stellenbosch? Man, so is eintlik 'n ek sou sê 'n stilswygende ooreenkoms tussen my maale gewees. So my pa was ook 'n alumnus van Hoërskool Nelspruit gewees en ek dink dit was vir hom belangrik dat ek daartoe gaan, Hoërskool Nelspruit. Ek was ook in die koshuis op Hoërskool Nelspruit en dit was 'n besondere ervaring wat ek dink baie mense het negatiewe ervarings van hulle skoolkoshuislewe of kosskoollewe. Ek dink die tydperk waarin ek groot geword het en waarin ek op hoërskool was dit het dinge baie verander. Jy weet, dit was 'n ontsettende vormende ervaring en ek dink daar was 'n volhoubare sin vir manlikheid wat in daai konteks by my tuis gebring is wat anders lyk as die tipe gesprekke wat mense oor daai onderwerpe het vandag. Maar ja, nietemin my ma was op Stellenbosch en sy was van die min van haar jare wat so toe gegaan het. Maar sy het nogals, jy weet, daai tyd dink ek sou mense in die noorde maar eerder na noordelike universiteite toe gaan. En sy het daai tyd, jy weet, het sy die geleentheid gekry om Stellenbosch te gaan. Ek dink al haar susters, as ek nou reg onthou, was omtrent almal daar, almal uit Johannesburg uit. Toe het sy, dink ek, gesê, maar kyk, as die kinders nou na jou hoërskool toe gaan, dan moet hulle na my universiteit toe gaan. So nee, my ma het groot klippe verskuif en regtig vir ons almal wat uit ons gesin uit wat daar studeer het, regtig baie, weet ek dink ontsettend baie belê in ons om daai geleentheid te kan kry en dis iets waar mens net voor dankbaar kan wees. En watter tipe student was jy? Was jy baie aktief op kampus benewens nou akademie? Ek praat nou van dinge buite die akademie. Ek was bevoorreg om, mens kan seker sê bevoorreg, maar ook in 'n sekere sin is dit ook hartseer, dat ek in 'n tyd daar aangekom het in 2015, toe die hele kwessie rondom Afrikaans op Stellenbosch toe nou regtig op 'n spits gedryf is. Dit was die begin van Wim de Villiers se termyn as rektor en die Open Stellenbosch beweging het omtrent op dieselfde tyd ontstaan en hy het 12 later van koers verander en hy deel geword van die groter Fees must fall, Rhodes must fall tipe beweging. So dit was geweldige revolusionêre tye op Stellenbosch toe ek daar was. En die hele 2015-16 was omtrent oorheers deur daai tydperk. En ek kan amper nie glo dis al 10 jaar gelede nie. En ja, ek het onmiddellik betrokke geraak by die DA jeugvereniging. Ek was tesourier daar gewees en ek het op dieselfde tyd omtrent by die Adam Tas studentevereniging het ek voorsitter geraak. En dit was 'n mens kan seker sê alternatief, maar dit was 'n Afrikaanse taalbeweging wat onder studente ontstaan het met Breitenbach as swaalf die seremoniele leier. En Adam Tas het ontstaan hier rondom 2007-8 omtrent. En die hele gedagte daarvan was om die Afrikaanse student se belang op die tafel te sit wat betref taal in die onderwys en taal as Afrikaans as 'n kampustaal. Want dit was al die tye wat die taalbeleid op Stellenbosch begin sy eerste veranderinge ondergaan het. Ek dink ek kan nie onthou wie die rektor presies was nie, van daai tyd nie. Maar nietemin, so toe ons daar aankom was dit die begin van die de Villiers termyn en onmiddellik het die taalkwessie regtig iets gewees wat op die spits gedryf was. En ek was bevoorreg om met wonderlike mense op 'n komitee saam te kon dien daai tyd. Een daarvan, Herschel Benjamin, is ook bekende in die Afrikaanse letterkundige en dramakringe. En dit was mense wat regtig, jy weet, ons kon regtig 'n gematigde, maar ook 'n beginselvaste standpunt op die tafel sit vir die universiteit om van kennis te neem rondom as ons nou veranderinge aan taalbeleid gaan sien. Hoe gaan Afrikaans as 'n baie belangrike streekstaal in die Wes-Kaap en bepaald in die Boland, hoe gaan hy daarop uitsien wat sy akademiese volwaardigheid betref? Hoe gaan Afrikaans lewenskragtig voortbestaan op Stellenbosch en het Afrikaans nog 'n plekjie in die son op Stellenbosch? En ek dink ons was uniek in die sin dat ons het nie verandering bloot teëgestaan nie. Ons het gesê hoe lyk verandering? Is verandering, is dit besig om
progressief te wees? Is dit besig om goeie dinge vir almal op die tafel te sit of is dit besig om net Engelstaligheid te bevoordeel? Jy weet. So dit was komplekse goed wat sommer van 2015 af al vir my op die tafel was, jy weet. En wat was die reaksie van sê nou maar Wim de Villiers en sy bestuurspan? Man, daar was vir my 'n twee, kom ons noem dit nou maar op die naam, daar was 'n twee gesig benadering gewees tot konstruktiewe bydraes uit die Afrikaanse gemeenskap uit. Daar was die amptelike gesig van die administrasie wat vir jou gesê het, ja, sekerlik is jou menings welkom en almal se menings tel en soveel en so meer en so meer. En dan was daar die agteraf houding wat gesê het, weet jy wat, Afrikaans is in elk geval op pad uit, dit maak nie saak nie. Dis van nul en geen nou belang. So dit, jy weet, julle mening is maar grootliks seremonieel. En ek het daai gevoel van die begin af gekry as mens vergaderings probeer hou het met die lede van die bestuur daai tyd op Stellenbosch. Jy weet, daar was net, ek het net die gevoel gekry, daar's 'n verdagmaking aan die gang, maar ook terselfdertyd daar's vooropgestelde idees oor waarom mense Afrikaans op Stellenbosch wil sien en waarom studente dit dalk as belangrik sou beskou. Maar daai tyd was, party mense sou sê dit was die tyd van peak woke, byvoorbeeld. Nou ja, dit kan vir baie mense baie dinge beteken, maar dit was beslis 'n tyd waar baie kragtige stemme was in die hoër onderwysomgewing wat nie een of ander redelike standpunt vir Afrikaans eers wou aanhoor nie. Nie wou duld nie. In ander woorde, jy kon nie eens uit die wegspringblokke uitkom wat enige standpunt rondom Afrikaans betref nie, ongeag hoe redelik of hoe volwasse daai standpunt op die tafel geplaas is. Ek het bijvoorbeeld ander dag geskryf, toe ons daai tyd, ek dink dit was of begin 2016 of eindig 2015, moes ek by die Afrikaanse Taalraad se konferensie in Gardini, moes ek 'n toespraak lewer oor, jy weet, Adam Tas se rol en wat Adam Tas nou mee besig is op Stellenbosch rondom die taalbeleid. Ek onthou, ek het redelik vurig gepraat en gesê, ouens, maar ons moet regtig dink oor wat is die langtermyn nagevolge van wat op Stellenbosch aan die gang is, wat betref Afrikaans se infrastruktuur, noem dit nou maar dit. Jy weet, as hy nie meer hoër onderwysrol het nie, wat sneuwel volgende? Wat is volgende nie noodwendig in die versuur soos in wat is nou wat gaan volgende weens beleid in mekaar stort nie, maar jy weet, wat is die domino effek van die feit dat Afrikaans nie meer hoër onderwysrol het nie? En ek dink ons sien dit reeds, jy weet, die Bela-wet het amper deurgeseil toe die president nou nie sy kant gebring het so jaar of 2 gelede nie. En nou, jy weet, is daar werklik goeie redes, soveel jaar later, om te sê dat Afrikaans publieke rol 'n bepaalde vlak van druk ervaar. En die jammerte is, daar's geweldig baie druk op Afrikaanse mense se beusies om Afrikaans in staat te stel. En ek weet nie of dit regverdig is as mense in 'n land leef waar daar bepaalde publieke regte is rondom taal en kultuur nie, en waar die staat ten minste een of ander vorm van ondersteuning vir Afrikaans moet kan bied nie. Dis interessant die rol van die staat in baie opsigte, maar kom ons gaan nou eers Studenteplein toe, want jy was daarbey ook betrokke, jy is nog steeds daarbey betrokke, en dit het sy ontstaan op Stellenbosch gehad. Wat was julle oogmerk met Studenteplein? Hoekom het julle dit tot stand gebring? Ja, so Studenteplein is nou, weet, Adam Tas, my termyn by Adam Tas het so half op 'n hartseer manier geëindig. Jy weet, ek het aanbeweeg as leier. Ek wou op daai fase meer, jy weet, by die studente leierskapsnetwerke en die goed betrokke raak, wat nie noodwendig direk met die studenteverenigings te doen gehad het nie. En daar toe nou ander mense by my die leierspos oorgeneem. En dit het op die einde gedraai dat baie van daai mense totaal ander agendas gehad, politieke agendas gehad rondom wat moet met Adam Tas gebeur. En toe jy weer sien het daar net boodskappe uit Adam Tas het gekom, dat Adam Tas is nou maar net gedienstig aan wat ook al die universiteit se houding rondom taal is. En ja, dit was vir my sleg dat die vereniging daai koers ingeslaan het na ons weg is. Ja, Studenteplein was so half my poging tot wel nie net myne nie, my en Tiaan Alberts en Roan Goosen se poging tot 'n antwoord op wat nou nadat die taalbeleidssituasie soort van bygelê is. Veral wat nou nadat die konstitusionele hof by monde van regter Cameron, jy weet, bepaal het dat die taalbeleid op Stellenbosch nie ongrondwetlik is. En ons het maar net 'n
houding ingeslaan van skerm of skep, met ander woorde skerm vir bepaalde regte vir Afrikaans as 'n kampustaal en skep geleenthede vir Afrikaans sprekende studente om akademies nog steeds akademiese Afrikaans te kan ervaar, hulself te bemagtig in Afrikaans as 'n akademiese taal en ook net ruimtes te skep waar dit normaal is om Afrikaans te wees. En ek dink daai insig het gewerk veral in 2021 toe daar 'n klomp insidente in die koshuise op Stellenbosch was waar daar letterlik studenteleierskap was wat vir studente gesê het maar julle mag nie Afrikaans praat nie. Jy weet of as hulle Afrikaans hoor in die koshuisgang en dan sê hulle nee, dis nie inklusief om Afrikaans te praat rondom jou studentemaats wat nou nie Afrikaans is nie. Jy weet dit het 'n helse geveg afgegee daai tyd. Die Menseregte Kommissie het op teen die universiteit besluit en gesê daar moet remediële stappe geneem word oor wat hier gebeur het. Ek was self op die dag daar wat mense soos Leslie van Rooi en Wim de Villiers homself daar gesit het en probeer verduidelik het, jy weet, dat die universiteit hierson nou nie verkeerd opgetree het nie. En wel op die einde het die Menseregte Kommissie gesê hulle was verkeerd. So. Ja, ek onthou daai tyd wat jy self ook voor die Menseregte Kommissie gaan getuig of voorlegging gemaak. Ek het ja. Jy daarom nie net by studentepolitiek betrokke gewees nie, jy het ook 'n meestersgraad gedoen in die regte. Waaroor het dit gegaan? Ja, ek het so 'n bietjie studeer ook, man. Ek het BA regte gestudeer en ja, ek het daar wonderlike ervarings gehad met ek dink 'n klomp vooraanstaande mense in die groter Afrikaanse intellektuele wêreld. Jy weet, ek het professore gehad soos Prof Anton van Niekerk, absoluut 'n wonderlike mens. Ek het die voorreg gehad om later onder sy seun Bouwer te kon praktiseer as prokureur. Ek het ook mense soos Wasti Rood wat 'n dosent van my was, Louise du Toit, almal ontsettende intellektuele mense wat ek dink groot spore trap in die Afrikaanse intellektuele wêreld. Ek het toe nou my LLB gedoen na dit en ek het toe my meesters gedoen en ek het op baie fase het ek by die sakereg leerstoel gewerk by Stellenbosch. Ons rol was maar basies om eiendomsregte ondersoek in Suid-Afrika en navorsing daaroor te doen en so meer. Ek het byvoorbeeld daardie uitgesien na 'n groot oorsese studietoer wat ons sou doen in Amerika in 2020 en ek het nog by die Amerikaanse ambassade aangedoen. Ek het nou nog my 30 jaar of wat se 10 jaar visum en al die goed. Ons het nou nooit gegaan nie want toe ons weer sien toe son nou so 'n virus uit China uit wat alles laat sluit. So ek het nooit in Amerika aangekom nie. So ek kan nou nie sê ek's 'n vlugteling en so nie. Miskien het ek nog 'n studentevisa. Maar ja, ek het toe my meesters daar uitgedoen en my meesters het gegaan oor grondhervorming, spesifiek grondrestitusie. En ek het gaan kyk hoe die regstel van grond besit of die reg van mense of die eiendomsregte van mense wat ontneem is in die vorige bedeling, hoe dit nou saampraat met die omgewingsreg. En hoe daai twee goed en spesifiek ook beplanningsreg, stads- en streeksbeplanning, hoe daai goed alles met mekaar praat, daai wetgewing. En dit was op baie fase en dit is seker nog steeds 'n redelike onondersoekte of onnagevorsde afdeling van die reg. Ek is nog steeds besig om so 'n bietjie navorsing daarin te doen, navorsing wat sloer maar wat ek moet klaar kry. Maar ja, my meesters het daar gegaan en ja. Jy het in die Laagveld groot geword, jy het in die Boland geswat en toe kom woon jy in die Hoofveld in Johannesburg. Is dit omdat jou oupa hier gewoon het of hoe het jy hier geland? Ja, dis eintlik snaaks hoe die lewe mens stuur. Dis jy sê, ek het omtrent in elke groot streek in die land gebly en dit is absoluut vormend vir mense se denke oor Suid-Afrika. Ja, dis nie noodwendig grootliks oor my oupa nie, maar daar is tog 'n simboliese vlak daaraan. Hy was lank 'n prokureur in Johannesburg hier in die laat 1960s. Hy was by Wits gewees, hy het klas gegee by Wits in die regte. Ek het nou nog ander dag 'n artikel van hom ontdek daar in 'n handboek. In die 70s was hy 'n prokureur, hierso ook in die 80s en hulle het later uitgewyk North Riding se kant toe, maar jy weet hier waar ons nou sit in Linden, hulle het 2 huise van hier af gebly. Kan nie glo. Ek het dit nie besef tot ek hier ingetrek het nie. Maar ja, sy my oupa is oorlede letterlik in die paar weke voor ek Johannesburg toe getrek het in 2022. Hoe dit gebeur het is
ek het op die eind gesoek vir werk in Johannesburg in die Kaap, maar ek het altyd gevoel Johannesburg, daar's meer geleenthede en dit is ook so. En ek het toe wragtig by die firma by wie ek nou is, het ek toe 'n werksaanbod gekry. En ek het toe nou Johannesburg toe getrek, einde van daai jaar, dieselfde jaar wat my oupa toe oorlede is. So daar was al weer die aflosstokkie effek. Jy weet, die een ou het nou gesterf, maar net vir iets niets om gebore te word. So daar's vir my baie simboliek daaraan. En ja, ek is baie gelukkig hier in Johannesburg. Dit is maar die ekonomiese hart van Suid-Afrika en ek dink die groot politieke skuiwe gebeur ook hier. Jy weet, ons sit nou hier op die vooraand wat hopelik ten minste van my perspektief af 'n oorwinning vir Helen Zille sal wees in die stad Johannesburg. So ja. So van Helen Zille in politiek gepraat, jy het nou genoem jy was op kampus tot mate by die DA betrokke. Het jy ooit oorweeg om in die formele politiek in te gaan? Ek het verlede week met Willie Oukamp soortgelyke onderhoud gehad en hy het gesê hy het regtig gaan swat omdat hy politiek toe wou gaan. Man, weet jy wat, ek het nou weer regtig gaan swat om politiek te vermy. Maar ongelukkig is dit onmoontlik, want ek meen, jy kan seker as jy nou filosofies daaroor wil raak, kan jy sê die politiek is eintlik maar 'n vloeibare vorm van die reg, jy weet, as hy verhard, dan noem ons hom die reg, want ek meen, elke stuk politiek, of elke stuk statuut en regsbeginsel waarmee dit te doen het 'n tyd gehad waar hy maar nog net 'n politieke gedagte was, jy weet, 'n politieke fetus, en dan verhard hy op die ouend tot 'n volwaardige regsbeginsel. So dis seker 'n manier om oor te dink. Ek moet vir eerlik wil sê, my betrokkenheid by die DA op studentevlak was regtig maar uit grootlikste skierigheid uit en pret, want daar was lekker mense en ons het lekker gekuier. Ek dink ons het meer gekuier as enigiets anders gedoen. Maar nee, dit het my seker 'n bepaalde geleentheid gegee om verhoudinge met mense in die DA te vorm. Ek dink dit was omtrent toe ons nog op die komitee was, toe John Steenhuisen die leier van die DA geword. Ons om en by daai tyd. Of was dit Musi Maimane? Ek kan nie onthou nie. Ek dink Musi was nog daar. So weet, dis mense met wie mens, jy weet, regtig jy kon met hulle gesig tot gesig, aangesig tot aangesig kon jy hulle ontmoet en met hulle gesprekke voer. Dis mense met wie ons, jy weet, met mens netwerk en so aan kon vorm daai tyd. Maar natuurlik sien mens ook hoe vinnig die wiel draai. Jy weet, ek het 'n lekker staaltjie van my kontakte in die DA wat seker nou goed verouder het. En dit is toe hier in 2021 met daai Stellenbosch taal ding het die DA tot hulle krediet het sterk standpunt ingeneem, en ek moet vir Leon Schreiber wat nou minister is, weet, hy was daardie van ons groot ondersteuners en nou nog glo ek rondom die taalkwessie op Stellenbosch. Jy weet, hulle het standpunt ingeneem oor die taalding op Stellenbosch, gesê nee, daar moet plek wees vir Afrikaans as 'n hoër onderwystaal in die Weskaap ten minste. En daai tyd het ons toe nou almal bymekaar gekom by Studenteplein se kantore eendag, en John Steenhuisen homself het daar aangekom, en ons het almal gesprek gevoer. Hulle het met Studenteplein gepraat en gehoor wat is die issues wat in die koshuise ervaar is, en die gedagte was toe nou om Rooiplein toe te gaan, wat nou daar die plein is daar tussen al die klaskamers in Stellenbosch, en daar by die biblioteek 'n video te skiet, en dan nou die video sal John nou ietsie sê, en jy weet, iemand van ons Studenteplein sal ietsie sê, en van die slagoffers van die taal miskennings in die koshuise sal nou ook ietsie te sê, en ons maak toe nou reg om so toe te gaan. Ek onthou dit het verskriklik gereën die dag, en niemand het eintlik sambrele gebring, jy weet mos so Stellenbosch, hy reën net wanneer hy lus kry. En ek het toe nou nie eintlik op baie fase 'n kar by my nie, en John Steenhuisen en sy 2IB sê toe vir my, nee man, maar klim hier in die sedan by ons. En ek sê, yes, maar hier is nie eintlik plek nie, en ek skuif toe nou daar in die reën, en ek is nou so half hier bo op John op sy skoot, jy weet, en ons lag nou lekker, en ons ry, en ek sê toe op 'n call, hoorie, this is the first time that I've ever sat on a politician's lap. En toe sê die 2IB, ek kan nie eens onthou wat sy naam was nie, hy sê toe ook net, you'd be surprised how many people would want to sit on a politician's lap. So nee, ek probeer maar die politiek so 'n bietjie vir my is, ek het nie op ouens se lap sit en sulke goed nie, weet. Jy is beslis nie 'n skoothondjie nie, maar kom ons praat 'n bietjie oor Afrikaner. Wat is volgens jou 'n Afrikaner, en dan beskou jy jouself as 'n Afrikaner? Ja, ek beskou myself definitief as 'n Afrikaner, en ek het nog 'n ander dag gesê dat
ek dink ons moet wegbeweeg van die hele kategoriese soort van poging om 'n Afrikaner te definieer volgens bepaalde boksies wat getik moet word en goed. Want identiteit werk net nie so nie. Ek dink daar's genoeg antropologiese studies en menskundige studies wat vir ou sal sê dat identiteit baie meer kompleks as net 'n klomp eienskappe wat jy kan aan iemand toedig. Jy weet, en wat my Afrikanerskap betref, ek dink moet mense gaan kyk na wat sê die geskiedenis oor Afrikaner wees. En jy weet, aan die geskiedkundige kant is daar hierdie groep mense, en as jy Karel Schoeman se boek gaan lees, is daar verskriklike mooi beskrywing, sy boek Skepelinge. Ek dink dit was een van sy laaste boeke. 'n verskriklike mooi beskrywing van waar kom hierdie lot mense wat nou eintlik as Afrikaners bekend staan nou eintlik vandaan. En Schoeman vat dit verder terug as die skippies wat in 1652 aangekom het. Hy vat dit terug na Duitsland in die 1500s en Nederland in daai tyd toe. En hy sê, daar het hierdie klomp mense uit Duitsland uit, wat dikwels regtig armoedige, ons sal dit vandag noem werkersklas mense, maar daai tyd die klein boere, die peasantry, die Engels sê dit eintlik so goed, die peasantry, die peasants. Daar was baie van hulle wat uit daai duisende klein staatjies uit Duitsland uitgevlug het, want daar was nie vir hulle, as jy nou die jongste kind byvoorbeeld was, die jongste seun, waar het jy nou, jy het niks geërf by jou kleinboer of peasant pa nie, jy het nou maar, jy moes jou rugsakkie op jou rug gooi en nou maar, jy weet, nuwe weivelde gaan soek. En baie van daai jong mense het gevlug uit daai streke uit Nederland toe, want Nederland was die Goue Republiek, jy weet, die plek waar die was die hart van die VOC, die grootste maatskappy, ek dink die maatskappy met die grootste waarde wat nog ooit in die geskiedenis bestaan het. En nou het jy daar aangekom as 'n jong mens van miskien 15 na 20 en die sieleverkoper soos hulle genoem het, was maar soort van 'n laborbroker of 'n arbeidsmakelaar geweest. Daai ouens het vir jou gesê, "Oké, ek gee vir jou 'n voorskot of wat ook al en dan klim jy op die skip boetie en dan gaan jy Oos-Indië toe of wat ook al toe. En daar is jy op die skip en daar werk jy. En baie van daai ouens het toe nou op die ouend as soldate, matrose, wat ook al in Suid-Afrika opgeëindig. En in die Kaap opgeëindig, die Kaapkolonie opgeëindig. En dit gee vir my 'n bietjie ander perspektief oor waar kom die Afrikaners vandaan. Jy weet, hier het nou die lot mense wat eintlik maar net van die begin af 'n heenkome gesoek het in 'n wêreld wat weens die tyd van die ontdekkingsreise en goed in fluks was, het gesoek vir nuwe heenkome, want in Europa was daar net oorlog en na die 30-jarige oorlog ontsettende ontbering. En hier het hulle hierdie nuwe geleentheid in hierdie wêrelddeel waarvan jy nie 'n internetbladsy gou kom oopmaak en lees nie. Jy gaan letterlik oor die donker see kom jy in hierdie totale nuwe wêreld aan, waar jy glad nie kan, jy weet, daar's geen president vir jou nie, jy kom hier aan. So ek dink as mense oor Afrikanerskap dink, ten minste ek doen, is vir my om terug te dink na daai kom vandaan. En toe ons hier aankom, jy weet, om dit so af te sluit, toe staan nou hierdie ervaring uit die weste uit, en mense koppel dit nou dikwels aan 'n wit vel, maar ek sê nog altyd 'n wit vel is nie noodwendig die teken van Afrikaner nie. Ek dink ons moet wegbeweeg van hierdie vel ding af. Maar daar was ook 'n ander element, en dit is die mense wat uit jy weet, uit Indonesië en Maleisië hier aangekom het en die sogenaamde, weet nou die sogenaamde breinbevolking, die brein Afrikaanse bevolking help vorm het. En jy weet, in die geskiedenis het ons dalk nou in hierdie 2 of 3 of meer groepe van Afrikaanssprekendes verdeel, waarvan die Afrikaners nou maar een groep is. En ek dink dit is wat Afrikaans so uniek maak. Dis 'n taal wat gedeel word deur verskillende bevolkingsgroepe. En ek dink nie ons moet wegskaam van dit af nie. Ek dink daar is juist die geleentheid vir same verantwoordelikheid vir Afrikaans. En ek dink groepe soos die ATR kry dit dalk goed reg en ja. Een van jou jongste artikels het groot reaksie ontlok en dit was in reaksie op 'n onderhoud met Darryl Swanepoel wat 'n oud NP lid is en toe 'n fondswerwer vir die ANC geword het. En dit was nogal 'n driftige artikel. Wat het jou so van Darryl se dinge ontstel wat hy kwyt geraak het in daai onderhoud? Die eerste ding was die stel, die setting van waar Darryl se onderhoud plaasgevind het en ek dink hoe Willemien dit hanteer het. Willemien Brummer, ja, wat die joernalis was wat die beveelskrywer gedoen het. Ek onthou toe ek het gelees het, ek net gedink maar hel. Hierdie bevestig 'n klomp van die teorieë wat ek op die tafel gesit het sedert Februarie laas jaar oor
hoe dele van die Afrikaanse kommentatorklas, noem dit nou maar dit, die intellektuele klas, dele van die intellektuele klas, hulle verhouding met die res van die Afrikaners beskou. Jy weet, as hierdie toondowe houding van, ons sit nou in die lieflike Kaapse restaurant en ons kan sê dat dit glad nie sleg gaan met die Afrikaners nie, of met Afrikaanssprekendes oor die algemeen nie, of met, jy weet, ek hou nie van velkleur verwysings nie, maar wit mense, Suid-Afrikaanse wit mense. En ek het net gedink, maar hierdie toondowe setting waar hierdie twee mense sit en hierdie tipe uitlatings maak oor statistiek, jy weet, statistiek wat nie vir jou verklaar dat daar nog 10.000 gate in die damwal is waar daar ook water uitspuit nie, ten spyte van die feit dat ons vingers in 'n paar gate in die damwal dalk het. Jy weet, daai het my regtig die hellen gemaak, om eerlik te wees. En ek het regtig gevoel vir die Afrikaanssprekendes en bepaal Afrikaners, wat regtig ontbering ken op 'n daaglikse basis, wat 'n salarischeck of 2 van werklike, finansiële en geldelike probleme af is. En jy weet, wat sien hoe hulle belasting net soos mis voor die son verdwyn want dit word gesteel. En regtig nie 'n uitkoms sien om selfs, jy weet, in die middelklas konteks 'n trappie of hoër te klim nie. Jy weet, iemand soos Piet Kroukamp het baie mooi gesê aan 'n dag, om 'n middelklas strewe te hê, is werklik nie 'n onredelike strewe nie. Dit is waar soveel mense wil uitkom, en hy het daai kritiek teen Daryl gemik en gesê, maar jy weet, Daryl, jy gooi die statistieke dat dit skynbaar relatief goed gaan met wit Afrikaans sprekendes, kom ons noem dit nou maar Afrikaners, vir doeleindes van die gesprek, maar jy weet, daar's 'n klomp blinde kolle wat uit hierdie statistiek uitblyk. Jy weet, en ek dink as dit van iemand soos Piet af ook afkom, is dit iets wat mense ernstig moet opneem. Ja. Piet het toe nou ook in daai stuk waarna jy verwys, daai artikel wat hy geskryf het op Binneland, baie kritiek gehad op die groep mense van wie hy deel is en gesê, jy weet, hy is uit die WhatsApp groep uit. Ja, ek onthou so iets, maar ek dink dis belangrik dat, kom ons noem dit nou maar die groep AFSA, Afrikaners vir Suid-Afrika. Ek weet, ek ken 'n lot mense daar en ek baie respek vir 'n klomp mense daar wat op baie vlakke my senior is, jy weet, en maar ek dink dit sal goed wees as daar 'n bietjie introspeksie is in daai kringe wat betref klas en Afrikaans en inkomsteklas, maar nie net inkomsteklas nie. Daar's baie daar wat sal sê, maar inkomsteklas is nie iets wat hulle, weet, 'n verskil van sal, weet jy, sal nie in hulle balansstate 'n verskil sien nie. Maar dit gaan oor diskursiewe mag ook en die soort van intellektuele mag wat baie van daai mense het in die Afrikaanse gemeenskap. Jy weet, die feit dat hulle weet, baie aandag kry wat betref die alledaagse nuus en so meer in die Afrikaanse wêreld en die meningsvormende kapasiteit wat daar in Afrikaans bestaan. Baie van die mense het genuine baie ligtheid en dit is 'n goeie ding. Almal het daar's absoluut die noodsaak dat Afrikaners se politieke uiteenlopendheid op die tafel geplaas moet word. Maar jy weet, die introspeksie moet gaan oor, word gewone Afrikaanse griewe toegelaat om ter tafel gelê te word. En ek kry die idee dat ons regtig nie uit die blokke uitkom met dit nie. Omdat daar soveel mense in die Afrikaanse intelligentsia is wat soos Daryl Swanepoel nou gemaak het, sal sê, maar weet jy wat, hier is nie as 'n gesprekpunt nie, want dit gaan relatief goed met die Afrikaners. Maar jy weet, ek wil vir ou soos Daryl sê, daar's 'n enorme konseptuele sprong tussen statistieke wat sê dit gaan relatief goed met Afrikaners en die gevolgtrekking om te maak dat hulle dus nou geen werklike politieke reg het om hulle griewe op die tafel te sit nie. Dis 'n enorme konseptuele sprong. Daar's 'n hele grondwet wat tussen daai twee punte staan. 'n Grondwet wat politieke regte en vrye politieke gesprek so te sê waarborg en dit koester. So, jy weet, wie is Daryl Swanepoel om nou te kom sê, jy weet, hy en 'n lot ander mense, en ek sal Barend Legaansie ook noem, wat sy dialoog vir aksie, wat vir my ironies is, want, jy weet, waar is die dialoog, as jy nie is die res van die Afrikaanse werkersklas die geleentheid wil sê om hulle griewe te bespreek nie, jy weet, daai ouens moet oor die goed gaan introspeksie voer. Jy skryf ook al nog 'n geruime tyd oor die elite, die intelligentsia, soos jy nou net genoem het, en so aan, wie is hulle, hoe definieer jy hulle? Ja, en dis 'n totaal opregte en belangrike ding om te oorweeg daar, want jy weet, baie mense sal sê, ja, okay, maar waar trek ons die lyne nou met elite? Jy weet, baie mense sal tereg sê, maar jy wat Frederik is,
met die geleentheid gehad om te gaan studeer in van die beste universiteite in die land. Jy praktiseer as prokureur. Gaan nie sê as 'n baie ryk prokureur nie, maar maar nietemin so vorm jy nie ook maar tog deel van die intellektuele elite en so aan nie. En weet jy wat? Ja, so. Maar die punt wat ek van die begin af gemaak het is om te sê dele van die Afrikaanse elite het bepaalde ingesteldhede wat dit moeilik maak om wat die res van die Afrikaanse bevolking die geleentheid net ontsê om deel te neem aan die openbare gesprek en hulle griewe op die tafel te sit. En jy weet, as ek nou deel is van 'n elite wat dit kan bevraagteken en dit kan uitdaag, dan is ek met liefde daarvan deel. So die gesprekspunt, die debatspunt is nie oor wie is elite en wie is nie elite nie. Die debatspunt gaan eerder oor die feit dat die elites moet versigtig wees vir die houding wat hulle uitstraal teenoor die res van die Afrikaanse bevolking. En so, jy weet, 'n elite, intellektuele elites, inkomste elites, daai goed is so te sê normaal en jy weet, jy gaan dit in elke liewe samelewing op die planeet kry. Die vraag is daai mense besig om hulle verantwoordelikheid vanuit hulle magsposisies teenoor die res van die Afrikaanse bevolking in ons geval nou na te kom of nie? Kom ons praat 'n bietjie oor links en regs. Dit is 'n konsep wat my al van kleins af interesseer en dit voel vir my dit skuif ook wat links en wat regs is en selfs progressief en liberaal en al daai tipe van konservatief en so aan. Hoe sien jy daai soort van, noem dit dan nou maar kampe? Ek dink baie keer baie analities of ontledend oor die goed. Jy weet, so 'n bietjie linkerbrein by vir die lyne van die gesprek. Kyk, die historiese rekord rondom links en regs is redelik duidelik van waar dit vandaan kom. Dit kom uit die Franse Revolusie uit. En daar het ouens aan die regterkant en die linkerkant van die nasionale konvensie gesit, wat nou noem dit nou maar die parlement was, wat gevorm het in die tyd van die Franse Revolusie. En die linkerkant was die ouens wat dikwels dan nou verandering, maar ook 'n sin vir gelykheid vanuit die ouer regime na die nuwe regime toe voorgestaan het. So hulle het byvoorbeeld die feudale stelsel, die hiërargie tussen die sogenaamde adellikes en die res het hulle nou teengestaan en hulle is nou maar omdat hulle aan die linkerkant van die gebou gesit is en is links en 'n gelykheidsbeginsel of 'n gelykheidsingesteldheid nou maar die politieke verband wat nou oor jare tradisioneel getrek word. En aan die regterkant van die gebou was nou maar die ouens wat 'n mate van voortsetting of selfs die totale voortsetting van die monargie as belangrik beskou. So vir hulle was sosiale hiërargie nou weer die soort van organiserende beginsel gewees. So jy het hierdie kontras regs hiërargie teenoor links gelykheid. En ons politiek het maar grootliks dink ek ontwikkel van daai perspektief af. Ek dink wel konservatief en progressief is twee verskillende goed, want of dit verskil van links en regs. Die rede hoekom ons konservatief en regs dikwels met mekaar assosieer, is omdat in die geskiedenis was ingesteldheid wat sosiale hiërargie vooropgestel het, dikwels behoudend van wat reeds aan die gang was. So dit het probeer konserveer of behou wat reeds bestaan het. So dis hoekom hy twee goed saamgeloop het en links was en progressief het dikwels saamgeloop omdat die ouens wat gelykheid voorgestaan het, dit was amper 'n nuwe ding. So dit is as progressief beskou want dit het nou verandering voorgestaan teenoor behoudendheid. Maar ek dink ons het oor tyd op 'n plek gekom waar politiek baie meer kompleks geraak het, want jy weet, na die aanvang van globalisme en die vrye wêreld en so aan na die verloop van die Koue Oorlog, het 'n ou baie meer assosiasie dink ek begin sien tussen konservatisme rondom sosiale waardes, kultuurwaardes en so aan en die linkerkant van die politieke spektrum. En 'n ou sien dit dink ek in groot dele van die weste vandag waar daar vrae is rondom ekonomiese gelykheid en 'n aandrang op ekonomiese gelykheid en 'n kritiek wat gemik word teen die establishment en hulle ekonomiese en sosio-ekonomiese welvaart en so aan teenoor die res van die bevolking. Maar terselfdertyd is die mense wat daai kritiek rig ook mense wat sê maar waarom moet die progressiewe elites vir ons voorskryf hoe ons kultuur heeltyd moet verander en oor wat reg en verkeerd is en moreel is en immoreel is en hoekom kan daai
insette nie ook van onder af kom nie. So ek dink baie van hierdie populisme wat jy dalk sien in Europa, daar is 'n regterkant element waar daar 'n hiërargie ingesien word dalk tussen die mens wat van immigrante afkoms is en die mens wat dan nou 'n soort van etnies oorspronklik deel is van wat ook al land dit is, sien nou maar Frankryk of Nederland. Maar daar's ook 'n linkerkant daaraan. Ek dink jy sien dit die beste in Sarah Wagenknecht in Duitsland. Die Sarah Wagenknecht Alliansie is die naam nou in Duits. Hulle is baie spesifiek links wat die ekonomie betref, maar okay, nou nie regs nie, maar konservatief wat kulturele behoud en so aan betref. So ek dink die goed verander, jy weet, progressief en links raak dalk baie keer los van mekaar en dit gaan en linkerkant gelykheidsoorwegings loop baie keer deesdae saam met konservatiewe oorwegings wat kultuur en so aan betref. So ja, dit fascineer my ook. Ek dink net soos jy, dit is vir my, ek het trouens op Ontlaar artikel daaroor geskryf verlede jaar wat bietjie gaan uitpak. Hoe werk links, hoe werk regs, hoe werk konservatief, hoe werk progressief. Maar die goue reël vir my bly, daai goed moenie goedkoop etikette word nie. En dis jammer dat dit wel dit geword het. En daar's soveel politieke opponente in die Afrikaanse wêreld wat regtig daai ding bewapen. Jy weet, dit word regtig, daai ouens word as 'n klomp links liberales of wat ook al uitgekyk, maar die ou wat dit sê weet nie wat hy bedoel nie. Daai ouens word as 'n klomp regses uitgebeeld, maar die ou wat dit sê weet ook nie wat hy bedoel nie. So. Ja. Jou kollega by Ontlaar, Daniel Elof, het 'n interessante artikel geskryf as nou so van links en regs en progressief en konservatief en so gepraat. En dan is met dit nou nog byroer, is dit seker nog meer interessant en dit is pragmatisme, wat jy so, jy weet, op sekere manier konservatief is en 'n sekere manier progressief is en so aan. En jy het ook so 'n bietjie nou daaraan geraak met daai voorbeeld van die Duitse politikus. Ja, en ek moet sê, kyk, Daniel's baie dieper in die loopgrawe as ek tot sy krediet wat die formele politiek betref. Jy weet, ek probeer myself maar daar uithou. Ek is maar ou ek's maar 'n gewone praktiserende prokureur wat maar net, jy weet, as 'n burger van hierdie land en as Afrikaner jy weet, ook maar net standpunte op die tafel wil sit, maar hy was wat my betref nogals reg wat pragmatisme betref. En ek dink as 'n ou mooi gaan kyk na die geskiedenis, was die mees suksesvolle formele politieke leiers was mense wat pragmaties kon omgaan met politieke posisies. Ek dink Nelson Mandela was 'n voorbeeld daarvan. Jy weet, hy het verskeie sterk oortuigings gehad wat op verskeie plekke van die politieke spektrum mense kon plaas, maar ek dink vir hom was dit belangrik om te gaan kyk wat kan werk in ons Suid-Afrikaanse konteks, gegee dat dit 'n bestrede konteks is. Jy weet, dis nie so maklik soos loop hier in en verander dinge en pas goed aan soos jy dit wil hê nie. En ek dink, jy weet, enige gesoute politikus behoort dit eintlik te weet. En Daniel het ook iewers 'n artikel die artikel se naam op Ontlaar was om tussen talle kante te leef. Nou ek het lekker gelag want die artikel het my baie herinner aan Bongie se opmerking daar op die rugbyveld. Maar ja, en dit was deels van sy ervaring as iemand wat in die binnekring daar in die Kaapse metro gewerk het, as regsadviseur vir die burgemeester. En hy het gesê, kyk, 'n ou kan soveel politieke oortuigings hê en jy kan so sterk voel oor goed as wat jy wil, maar die oomblik wat jy moet in die regeerposisie kom, oomblik wat jy in die regeerstoele sit, dan raak pragmatisme jou beste vriend, want daar's geen manier wat jy net jou stempel kan gaan afdruk en dink jy gaan, jy weet, daar's 'n helse verskil tussen wat jy in die abstraksie glo, 'n manier is hoe die wêreld georden moet word en hoe jou samelewing georden moet word, en dit wat in die praktyk kan werk. So jy weet, ek dink nogal, die jammerte is, mense val makliker vir die abstraksies as vir die konkrete soort van goed. Miskien is daar nou 'n verskywing in ons politieke kultuur, want ek dink Suid-Afrikaners van alle agtergronde begin insien dat, jy weet, daadwerklike politiek is daar net regtig nie in ons land nie. En die enigste ouens wat dit reg kry is burgerlike organisasies. En ons het nou oor al hierdie terme en dinge gepraat. Hoe sien jy jouself? Of waar sien jy jouself? In terme van politiek. In terme van konservatief, progressief, liberaal, links, regs, al daai konsepte, pragmaties.
Man, kyk, ek moet vir jou sê dit het deur baie fases gegaan. En dit gaan nog steeds deur fases en ek gun myself dit. Sonder om te lyk asof ek nie enige beginsels het nie. Maar ek het nog altyd 'n streep sinkretisme in my gehad. Jy weet, dit is vir my interessant om te sien hoe twee stukke van goed wat nie eintlik normaalweg saam hoort nie, saam geplaas word en om te sien waar dit heen kan gaan. So ek het ek het nou groot geword en 'n politieke bewustheid ontwikkel soos baie mense maar doen en jy gaan lees Ayn Rand en jy raak ontsettend libertarian, jy weet. Alles moet dit, jy soek net anarchiese kapitalisme en jy wil vrye markte sien en jy weet daar's iewers 'n aanhaling van Barack Obama, ek weet nie of dit werklik aan hom toegeskryf kan word of nie, waar hy sê ja, almal is basies 'n free market libertarian as hulle op skool is, jy weet as hulle jong mans is en hulle en jy het net nog nie die wêreld gesien nie. En dan, jy weet, as jy op universiteit kom, neig jy om so 'n bietjie meer sosiaal ingestel te raak vir sekere goed en jy begin dink maar yes, is 'n baie selfsugtige egoïstiese manier van dink, jy weet, 'n individualistiese manier, is dit regtig hoe die wêreld suksesvol werk, jy weet, is dit mense se instink, jy weet. So het ek maar gewissel en ek dink definitief meer sensitief geraak vir tradisionele linkse posisies op universiteit. Baie mense sal sê almal kry so skeet woke in as hulle op universiteit kom en dis dalk nie die slegste ding nie. Jy weet, ek weet Skalk van Heerden en wat is die ander ou Erasmus van Beter Einders, sorry. Ek weet hulle het al baie tong in die kies dalk gesê, ja, maar wat is dit nou wat hierdie ouens wat so sterk voel oor Afrikaans skielik so woke raak in hulle artikels en goed. Ja, maybe is dit goed om so 'n bietjie woke oor seker goed te wees, ook oor Afrikaans, jy weet om te sê, maar maybe is dit goed om 'n vlak van, jy weet, om te sien dat daar bepaalde strukturele ongeregtighede ook teenoor Afrikaans is, jy weet, en so weet dis vir my waar daai sinkretisme vandaan kom. Ek dink as ek nou vandag sou vat, jy weet, hoe ek die laaste sien maar jare wat voel goed. Ek toenemend sensitief vir meer vir een of ander vorm van noem dit nou maar bietjie meer linkerkant ekonomiese beleid. Nie noodwendig in die vorm wat die ANC dit beoefen nie, maar jy weet vrye mark op 'n demokratiese manier. Jy weet om te sê maar op watter manier kan die vrye mark en sosiale ontbering, jy weet, mekaar aanspreek op so 'n manier dat daar meer vir almal is. Sonder om die kreatiewe magte van die vrye mark heeltemal in te perk. Maar terselfdertyd nie om die bestaande sosio-ekonomiese ongelykheid wat net voortgesit word deur ANC beleid. Jy weet om dit op 'n manier aan te spreek nie. En jy weet dit is ook waar my groot kritiek op regstellende aksie vandaan kom. Hoekom is dit so onkreatief? Hoekom kyk dit net na velkleur? Hoekom kyk dit nie na groter jy weet bereik dit enigiets in terme van groter opheffing en bemagtiging. So mense sou jy weet ek stel baie belang in die ouer vorme van linkse ekonomiese politiek. Jy weet wat nie regtig oor identiteit en ras en goed gaan nie, maar eerder gaan oor hoe kan ons 'n regverdige ekonomiese slice van die koek vir almal gee. Maar terselfdertyd is daar kan jy dit seker maar konservatief noem as jy wil, maar vir my ek is besorg oor die vermoë van kultuurlewe in Suid-Afrika vir almal, ook die Afrikaners, om volhoubaar en lewenskragtig te kan voortbestaan. En ek dink dit is hoekom, jy weet, as ouens sê Afrikaanse kultuurregte moet heeltyd uitwyk voor sogenaamde inklusiwiteit, dan is dit mos nou geen inklusiwiteit nie. Dan is dit mos nou slegs eksklusiwiteit ter wille van Engelssprekendheid. So jy weet, daai is maar wat ek sou sê my politieke gevoel is vandag. Hoekom dink jy is daar so 'n vel debat op die oomblik onder Afrikaners, 'n geweldige binêre debat? Dink jy dit is Donald Trump se skuld? Ja, weet jy wat? Is dit Donald Trump se skuld? Ek dink nie noodwendig so nie. Daar klomp goed kan jy sê is Donald Trump se skuld. Ek dink ons kan 'n lang gesprekke oor voer wat alles Donald se skuld is en wat nou nie Donald se skuld is nie. Maar ek dink Donald is obviously die sterkste of die magtigste wêreldheerser, as jy dit so kan noem, ten goeie of ten kwade. En as jy weet as Amerika bepaalde beleidsstandpunte inneem, dan gaan die res van ons
amper aangetrek voel om deel te neem aan daai debatte en ek dink nie dis 'n slegte ding nie, maar ek dink mens moet nie perspektief verloor nie. My groot ding is Donald Trump het hierdie valse bewering oor volksmoord in Suid-Afrika gemaak. Geen Afrikaanse organisasie wat sy sout werd is, of dit nou aan die solidariteitsbeweging se kant of noem dit maar, jy weet, aan enige Afrikaanse kultuur en of politieke beweging, niemand van hulle voer 'n debat oor volksmoord nie, want niemand van ons beskou 'n volksmoord as die probleem in Suid-Afrika nie. Daar is nie so iets in Suid-Afrika nie. En ek dink dit raak hierdie strooipop wat hy wat Trump is, het nou hierdie strooipop opgerig en nou sit hy en bepaal hom by Iran en by ander goed en ons Afrikaners skiet op hierdie strooipop en veg skynoorloë oor hierdie volksmoord storie. En dit is totaal teenproduktief. En ek wil nou nie jy weet ek moet op die punt kante kies en ek moet sê maar die ouens wat die hardste die skynoorlog voer is dikwels aan die nominaal sosiaal-demokratiese progressiewe kant in die Afrikaanse intellektuele gemeenskap. En ek dink dis 'n totaal sinnelose stryd om te voer, want ek dink nie dit tree in gesprek met die werklike gruwe wat Afrikaners elke dag beleef nie. Ek dink as jy nou vir 'n werkersklas ouetjie hier in die suidweste van Joburg gaan sê, hoorie chom, sê vir my nou, is jy 'n volksmoord of nie? Want daarvolgens gaan ek jou beoordeel. Dan gaan hy vir jou sê, my broer, ek probeer, weet, in 'n geskeide huwelik, probeer ek 2 kinders voer en my onderhoud maandeliks betaal, en ek kry nie werk nie, so wat bedoel jy met volksmoord en goed? So ouetjie sal dalk miskien aangetrokke voel tot wat baie podcasters sê oor die goed in Amerika, maar dis nie noodwendig deur die bank so nie. So, jy weet, ek dink miskien kan ouens aan die sosiaal-konservatiewe politieke kant van Afrikaans dalk sterker standpunt inneem om te sê, maar kom ons paak hierdie volksmoord ding, kom ons sê, weet jy wat, dit is nie so nie. Ek dink trouwens 'n klomp van hulle het dit al hoeveel keer gesê. Jy weet, ek is redelik, ek kan nou nie presies onthou op watter platform nie, maar Flip Buys hulle het al baie gesê daar is nie 'n volksmoord in Suid-Afrika nie. So, jy weet, om aan te hou dit die kernpunt, twistpunt maak onder Afrikaans of Afrikaners en Afrikaanssprekendes is onwys en dit spreek nie die werklike kwessies aan nie. Jy het nou gepraat oor die debat, jy weet aan die een kant het ons sê maar breedweg die solidariteitsbeweging en aan die ander kant die Afrikaners vir Suid-Afrika waarvan die dosente wat jy nou genoem het deel is, wat vir jou klas gegee het. Hoekom is hierdie ding so binêr? Dit is asof daar nie onvermoë is amper vir my om nuance te hê in hierdie debat, en jy noem nou van die strooipop van volksmoord. Dit is eintlik so 'n nie issue, as ek dit so kan stel. Maar dis waaroor almal hardloop ambassadeur toe, na Bosel toe. Ja, en dit is Bosel lyk nou op die fase of hy nou net na almal wil luister en goed, en dis seker maar wat 'n ambassadeur moet doen, en ja, dit pla my op die stadium minder. Maar inderdaad, my kritiek op die, noem dit nou maar van die mense in die AVSA, is natuurlik wat ek vroeër ook vir jou genoem het, en dit is dat ek dink hulle moet hulle eerder bepaal by die werklike kwessies wat Afrikaners op die tafel sit vir politieke bespreking, en hulle moet in gesprek tree met die mense. Dis ware demokrasie, en dit is ook ware sosiale demokrasie wat my betref, om oor klassegrense heen hande uit te rek en te sê, maar kom ons praat met die eenvoudigste mense wat baie keer die mees, ten minste van 'n, kom ons sê, Stellenbosse intellektueel se perspektief af die mees belaglike oortuigings het, maar daai ou verdien om sy gruwe op die tafel te sit en daaroor te praat en debat te voer daaroor in 'n groter Afrikaanse en Suid-Afrikaanse konteks. So ek dink as ons net eers daai eerste stap kan neem om gesprek werklik aan die gang te kry, sal dit baie goed wees. Dis nou my persoonlike indruk, maar ek wonder baie keer of ouens soos Flip Buys en Kali en Dirk Herman en daai ouens nie nou al 'n bietjie gatvol is na baie jare, wat daar dikwels regtig persoonlike op- en aanmerkings en aannames oor hulle motiewe gemaak is nie. Jy weet, ek kyk byvoorbeeld ander dag weer 'n spotprent van Zapiro oor hulle 3 wat nou kwansies daar op die strand lê en vir 'n swart persoon iets skree, jy weet. Die tema is nou Donald Trump wat nou die volksmoord ding aanvuur, en die 3 ouens lê nou op die strand terwyl hulle nou bedien word. Jy weet, so dis die hele vibe wat nou. Dink ek net, Zapiro, jy het al akkurate goed geskep, maar hierdie is dan nou 'n verdagmaking van hierdie ouens se motiewe, en ek
ek is glad nie in die posisie wat ek nou die ouens se bona fides moet verdedig en al sulke goed nie, dis hulle eie job. Ek dink ons moet net ten minste eerlik wees oor mekaar se werklike standpunte en wat ons werklik op die openbare gesprek op die tafel sit en nie gaan aannames maak oor ouens se politieke bona fides nie. Jy weet, ek dink ongelukkig gebeur dit op 'n daaglikse basis ook met mense in die AVSA. Daar's regtig goeie mense daar, werklik skerp intellektuele mense wat groot verskil in Suid-Afrika se geskiedenis getrap het en vir Afrikaners baie gunste beteken het. En ek kan vir 'n weekblad as een noem. Dit het Afrikaanse journalistiek regtig in 'n ander gear gekiek destyds. Maar daai ouens het ook baie hulle ervaar baie keer op 'n daaglikse basis abuse op sosiale media en van baie plekke af, wat net regtig nie eerlike, openlike, hoflike debat is nie, maar net belediging is. En ek dink daar's 'n vertrouensbreuk tussen dele van die Afrikaanse intellektuele elite en baie ander Afrikaners wat weerskant toe gaan, jy weet. So ek dink werklik daar kan nie net van die Afrikaanse intellektuele elite se kant af noem dit nou maar die kommentator klas en so. Daar kan nie net van hulle kant af oplossings en introspeksie wees nie. Daar moet ook introspeksie wees aan jy weet onder Afrikaners oor die algemeen om te sê okay, hoe tree ons met mekaar in gesprek? Nou ja, ek is 'n vurige deelnemer aan daai gesprek, so mense kan seker sê ek mag nie preekie. Maar ja, vir my bly die fokus om te sê maar my kritiek is gemik op hoe mense gesprek voer. En ek voel die Afrikaner denkleiersklas het die verantwoordelikheid en die verantwoordbaarheid teenoor die res van die Afrikaanse bevolking om die eerste ouens te wees om te sê maar weet jy wat, kom ons verander 'n bietjie ons benadering hierso. Baie van die kommentaar praat van slagofferskap. Afrikaners wat hulle self as slagoffers sien. Wat dink jy daarvan? Wat my opval van daai gesprekspunt is dat niemand definieer slagofferskap nie. Ek weet nie of dit agtergekom het nie. Ouens sê, ja, ons is slagoffers. En ander ouens sê, nee, ons is nie slagoffers nie. Maar niemand sê van wat beteken dit om 'n slagoffer te wees en so meer nie. So dit is vir my, jy weet, as iemand wat debat se aanvangspunt beskou as by hoe jy jou begripsontleding moet doen, is dit bitter belangrik. Jy weet, jy kan nie net oor iets gesprek voer as jy nie eens weet waar die grense van die debat is waaroor ons nou moet gesprek voer en debatteer nie. So ek dink net ons moet regtig op die punt kom om nie net daai begrip te omskryf nie, maar vir mekaar te sê, dis okay om selfgeldend te wees oor eerlike voorvalle van slagofferskap. Soos byvoorbeeld dat daar klasseverskille ekonomies, materieel en so aan in Afrikaans is. En dat daai 'n twistpunt sal bly as dit nie op een of ander manier aangespreek word nie. Soos dat daar baie konkrete uitdagings is, soos byvoorbeeld Afrikaanse armoede, relatiewe armoede in sekere opsigte, dat daar werklik uitdagings is rondom plaasgeweld en Afrikaners vorm tog 'n beduidende deel van die landbouer bevolking in Suid-Afrika. En ons kan eerlik daaroor wees sonder om te sê dat dit een of ander volksmoord is. En ons kan eerlik wees om te sê maar daar's inderdaad uitdagings wat onderwys in Afrikaans betref en veral hoër onderwys. So ons kan slagofferskap daar rondom definieer, maar dis ook nodig, dis ook heeltemal in die haak voel ek om te sê dat ons nie totale slagoffers is nie. Jy weet, maar dan moet ons nie slagofferskap soos Barend Legrand sê hulle ander dag op 'n Radio Kansel gedoen het, relativeer deur te sê nee, maar jy weet almal is slagoffers in Suid-Afrika. Sorry, maar dit help nie die debat aan nie. Dit spreek nie die kwessies aan nie. Maar dis my vraag. Is ons nie almal maar slagoffers van die ANC se 30 jaar, maar hoe, jy sê nou relativeer, maar hoe werk 'n mens dan nou met daai dat almal slagoffers op 'n manier is en party dan nou meer slagoffers is as ander? So ek dink nie eerstens ons moenie in die plek ingaan waar ons 'n slagoffer rangorde of slagoffer Olympics, victim Olympics begin speel nie. Dan gaan niemand Suid-Afrika vorentoe gaan nie. Maar dit is ook glad nie wat ek sê wanneer ek sê dat die feit dat almal in Suid-Afrika slagoffers van een of ander aard is, nie 'n antwoord is op Afrikaner spesifieke griewe byvoorbeeld nie.
mense in Suid-Afrika verskil in baie opsigte. Jy weet, ek en jy sit hier in 'n middelklas buurt in Johannesburg. Ons het bepaalde gruwe, maar ons is nie net middelklas bewoners van Johannesburg nie, ons is ook Afrikaners en ons het bepaalde goed, weet wat ons identiteit vorm en wat ons leefwêreld vorm, waarby ons ook polities mag deelneem en ons gruwe op die tafel sit. 'n Ander ou is dalk Engels sprekend en hy het ander uitdagings. So iemand anders is dalk Xhosa sprekend of Ndebele sprekend en hulle het ook bepaalde uitdagings wat ek en jy nie noodwendig verstaan nie, want ons leef gewoon nie in daai konteks nie. Maar die feit van die saak is die feit dat almal in Suid-Afrika slagoffers op een of ander manier van een of ander aspek van swak regering of wat ook al is, vat nie weg van die feit dat Afrikaners spesifieke gruwe is nie. En dit is hoekom ek die analogie getrek het met die All Lives Matter, Black Lives Matter ding. Baie mense, jy kan dink wat jy wil oor die Black Lives Matter beweging van destyds en hoe ook al en hulle bona fides. Maar die feit is, hulle was reg toe hulle gesê het, moenie vir ons antwoord met All Lives Matter nie. Want ons het bepaalde gruwe wat ons op die tafel wil sit vir openbare debat en aktivisme en so aan. En dit gaan oor die swart Amerikaners se ervaring van polisiegeweld in Amerika. En dit is die debatspunt wat hulle wou gehad het, kritisie moet ontmoet. Kom ons voer gesprek oor die mate van slagofferskap en so aan, met liefde. Maar moenie vir ons sê All Lives Matter en die gesprek net daar stop nie. Want dit vat nie die gesprek enigstens verder nie. En dit is wat ek voel baie mense in dele van die Afrikaanse kommentatorklas openlik doen. Hulle sê gewoon, wanneer daar gesê word Afrikaners het gruwe, dan sê hulle man, almal het gruwe, almal is slagoffers. Dit is so arrogant en verkleinerend en wat jy eintlik daarmee sê is, man, jy verdien nie om deel te neem aan die debat nie. Tim Du Plessis het onlangs in 'n artikel geskryf, soort van sê nou maar op 'n manier in reaksie op jou artikel oor Darryl Swanepoel, dat noem dit nou maar die progressiewe kant, die Afrikaners vir Suid-Afrika groepering op 'n manier, misken op 'n manier geldige probleme en geldige uitdagings wat wit Afrikaanse mense in die gesig staar. En hy sê hy het nie soseer 'n probleem met hulle standpunte nie, maar ook hoe hulle daaroor praat en hoe hulle, jy weet, die taal en die miskenning van 'n geleefde werklikheid. Ja, nee, heeltemal, en ek is totaal dit eens met Tim, en ek is bly dat hy bereid was om daai insig, noem dit nou maar, of daai teorie wat ek het, vanuit sy posisie verder te voer, want hy's 'n belangrike stem in die Afrikaanse intellektuele gemeenskap, en mense luister graag na hom, en ek is bly dat dit op daai manier, jy weet, inslag vind, maar, en dis inderdaad so, ek dink, daar's hierdie vrees onder baie lede van die Afrikaanse kommentatorklas, intellektuele elite, om bang te wees vir enige vorm van Afrikaanse selfgeldendheid. Maar dis 'n ontsettende vreemde ingesteldheid. Want in die eerste plek is daar data wat uit 'n aard vir jou sal wys dat Afrikaners ook slagoffers kan wees. Dalk nie in so groot skaal in die ekonomiese, sosio-ekonomiese sin as byvoorbeeld mense van ander gemeenskappe in Suid-Afrika nie, maar dit is beslis 'n feit en daar's beslis 'n redelike argument te maak rondom die taalkwessie, wat natuurlik nie net vir Afrikaners belangrik is nie, maar vir ander Afrikaanse gemeenskappe ook. So, jy weet, daar's definitief bewysbare voorbeelde van redelike gruwe wat ons ook kan debatteer oor tot watter mate dit nou 'n grief is of 'n goeie grief is of 'n slegte grief is of wat ook al. Maar die feit is daar's 'n grief wat op die tafel gesit word. En dit moet aangespreek word. So dis vir my 'n vreemde ding en ek dink dit kom as 'n ou gaan kyk baie na die deursnee ouderdom van mense wat daai ingesteldheid beoefen. Dan is daar 'n groot ouderdomsverskil tussen hulle en ons jonger lot wat Suid-Afrika in al sy geweld en sy onregte soos ons maar groot geword het ervaar. En natuurlik sy goeie goed, maar jy weet ons die goed wat ons mee moet deel is regtig die uitdagings rondom regstellingsbeleid en so aan wat baie keer teen ons werk. En ek dink baie van daai mense het 'n groot rol gespeel in die oorgangstydperk en ek seker hulle kan nog steeds 'n groot rol vandag speel. Maar ek dink dis nodig dat hulle moet ook besef jy hoef nie jou hele politieke identiteit te verloor
deur net gewoon te erken dat daar redelike gruwe in Afrikaans bestaan nie. En ek dink Tim het dit mooi gesê, hy het gesê, hierdie mense hoef nie so ver weg te staan van hulle Afrikaanse landgenote, wat betref, jy weet, redelike gruwe in Afrikaans nie, en redelike gesprekke rondom Afrikaans se voortbestaan nie. Dink jy daar's 'n manier waar daar 'n soort van konsensus of versoening of so iets kan wees, dat dit nou so half die twee kampe dan nou maar so beledigend op 'n manier geraak en die een sien nie die son skyn oor die ander en so aan nie, maar dink jy Heinrich Weingart het nou die dag op RSG gesê hy het 'n geleentheid probeer hulle beraad of 'n ding mense genooi wat nie wou kom nie want daar was mense van die ander groep. Jy weet, gaan 'n mens daai soort van gesprekke kan hê en hierdie soort van brug kan oorsteek? Man, ek hoop so. Ek dink op ons eie beskeie manier probeer ons dit by Ontlaar aanmoedig. Ek bedoel, ons is baie openlik daaroor dat ons sê, ons takel die Afrikaanse meningsvormingskrisis met oop debat wat op 'n hoflike en redelike manier op die tafel gesit word van oor die politieke spektrum. Dis amper ons motto. Ek moet sê, ons was gelukkig dat ons sover relatief uiteenlopende menings van die, noem dit nou maar hierdie twee kampe onder andere kon inwin. Daar's baie keer hierdie houding dat as daai ouens daar is, wil ek nie daar wees nie. En dis nie openlik gestel nie, maar dit is dikwels die afleiding wat ek maak. Ek kry wel die idee dat baie mense aan die, jy weet, noem dit nou maar die meer progressiewe Afrikaanse intellektuele kant is dikwels die onwilligste. Ek weet nie of hulle bang is dat mense in hulle eie kringe hulle gaan, jy weet, uitwys as hulle nou besmet is met die ander kant of iets nie. Jy weet, dit klink bietjie soos in die ou apartheids nasionale party daar, dat jy nou nie moet heel met die semels en goed nie. En ek moet sê, jou meer konservatiewe kommentators neig om uit eie beweging gereeld deel te neem. So ons loop 'n fyn lyn waar ons wil probeer om debat aan te moedig, sonder dat die een kant ons beskuldig dat ons 'n redaksionele voorkeur of iets het, want ons het regtig nie. Ons probeer regtig, hierdie projek is gemik op vrye meningsuiting. So ek dink mense moet regtig, dit gaan regtig dit gaan moed vat van mense wat in kringe beweeg waar hulle voel hulle word deur hulle politieke eensgesindes gejudge of geoordeel. Dit gaan moed vat vir sulke ouens om te sê, weet jy wat, ek gaan in hierdie, ek gaan sê nou maar aan Ontlaar deelneem. Ek gaan met hierdie ou in gesprek tree op daai en daai podcast. En weet jy wat, ek gaan 'n verskil probeer maak wat openbare gesprek in Afrikaans betref op daai manier. Raak hierdie gesprekke, behalwe dat dit verdelend onder Afrikaners is, ek meen, maar tussen twee spaltes Afrikaners van nog voor hulle bestaan het, se DNA. Maar vervreemd dit nie ook nie ander groepe in Suid-Afrika en Afrikaners van ander groepe nie? Man, ek weet nie, ek dink maybe die taalgrens speel 'n rol, dat Afrikaner kwessies dalk regtig net nie eintlik vir baie mense relevant is, nie in hulle eie leefwêreld nie, want dis dalk nie, daar's groter brood en botter kwessies wat party ander ouens aangaan is wat, maar jy weet, ek dink die feit dat Trump nou, jy weet, die Afrikaner vlugteling ding, maar ook minderhede vlugteling ding met mense byvoeg, dis nie net oor Afrikaners nie, want hy dit nou aangehoor het so 'n bietjie die gesprek verbreed. Ek dink wel, dit kan goed wees as daar meer moeite van almal gedoen word om die Suid-Afrikaanse konteks van hierdie gesprek meer in die gesprek in te trek. Ek dink wel op die stadium van die geveg is ons nog nie eens by die punt waar die beginsel van Afrikaanse selfgeldendheid, jy weet, die basiese reg en vermoë om op te staan vir basiese Afrikaanse taal en kulturele behoeftes. Ons is nog eens op die plek waar deur dele van die Afrikaanse intellektuele elite heeltemal aanvaar word nie. Ongeag die minutiae of die details van daai selfgeldendheid, die beginsel self word nie regtig aanvaar nie. En ek dink, voordat dit gaan gebeur, voordat ons nie daai basiese gedeelde belang oor 'n vorm van genoegsame konsensus gaan vind nie, gaan die res van Suid-Afrika ons nie baie ernstig opneem nie. Ek dink wel dat die rol wat die solidariteitsbeweging in opvoeding speel, gaan hopelik iets wees waaraan alle Suid-Afrikaners toekomstige premie gaan koppel. Ek dink persoonlik dat Afrikaanse opvoeding is 'n ontsettende ontwikkelde en uitnemende bate wat die Afrikaanse bevolking as geheel het.
En dit kom van baie jare waar daar hard gepoog is om van Afrikaans 'n sinvolle akademiese taal te maak. En dit is ook waar baie van my belangstelling lê. Ja, en ek dink vir Suid-Afrikaners as geheel, want ek moet byvoeg, Namibiërs ook. Ek dink ons praat baie van Afrikaans en Afrikaans as 'n subafdeling van Suid-Afrikaanse identiteit, wat nou nie heeltemal, wat my betref, korrek is nie. Dis ook, Afrikaans is ook 'n belangrike rolspeler in Namibië. Al is daar nie so baie mense in goed nie. En natuurlik onder die Afrikaanse diaspora gemeenskap. Vir my dink ek is Afrikaans is as akademiese taal op skoolvlak en op hoër onderwysvlak so uitnemend, dat dit regtig vir die Afrikaanse leefwêreld die geleentheid bied om Afrikaanse onderrig regtig bekend te stel onder meer Suid-Afrikaners as net die tradisionele Afrikaans sprekende gemeenskappe. Ek dink trouens, net soos, ek wil nou nie 'n vorm van kolonialisme probeer goed praat of iets nie, maar jy weet, mens kan sê wat jy wil, maar daar is ontsettende uitnemendheid in die Engelse public school model geleë. Ek dink dis een van Zimbabwe se grootste uitvoerprodukte, was mense wat regtig die Engelse public school model 'n geleentheid ingehad het, en ek dink die Afrikaanse openbare skool, die ou model C-skool, is iets wat waar daar 'n sekere werk en doenwyse is, wat uitnemendheid vir enige student en leerling, jy weet, in die toekoms kan vooropstel. So ek dink dit sal goed wees as ons Suid-Afrikaners wat nie ander toegang tot moedertaalonderrig het nie, ten minste die geleentheid gee om in Afrikaans 'n volwaardige uitnemende skoolloopbaan te ondergaan. Ek dink dit sal die Afrikaanse leefwêreld as geheel geweldig versterk. Vertel ons kortliks van Ontlaar, hoekom het julle dit begin en so aan? So Ontlaar het regtig uit die behoefte ontstaan dat die Afrikaanse gemeenskap beter met mekaar moet praat. En ek sê spesifiek beter dat ons 'n bepaalde hoflikheid en 'n sin vir redelikheid moet aanmoedig in die manier ons mekaar praat. Jy weet, die begripsomskrywing, debatte wat nie regtig wat nie net daarop uit is om die ander span te probeer oorwin nie, maar regtig om te sê, maar kom ons probeer een of ander vorm van gemeengrond ook vind. So ons noem dit die media en meningskrisis. Jy weet, en daai media en meningskrisis neem baie vorme aan, maar in die Afrikaanse wêreld het dit baie te doen met die feit dat ek dink ons mekaar net mis wat 'n klomp belangrike kwessies betref. So ons wil regtig die geleentheid gee by Ontlaar vir lesers, jy weet, doodgewone lesers, om 'n bedagte, hoflike en redelike manier van debatvoering en meningsverskil te beoefen. Ja, dis maar wat ons probeer doen. Hoe dink jy oor die verlede, maar ook die toekoms van Suid-Afrika? En alles wat gebeur het in die verlede, en hoe voel jy oor die toekoms? Man, ek is gekwalifiseerd positief, anders is Darryl Swanepoel dalk. Nee, kyk, ek dink daar's regtig 'n klomp gate in die damwal en die water stroom uit, en dit kan, as ons dit ignoreer, gaan dit Suid-Afrika se toekoms definitief negatief laat uitsien. En ons het dringend regimeverandering nodig. Trouwens, ons party sou sê ons het selfs verandering nodig in hoe die land saamgestel word. Jy weet, waar lê die magskonsentrasies? Lê die magskonsentrasies op topvlak, lê dit op provinsiale vlak, lê dit op gemeenskapsvlak? Jy weet, dis 'n politieke vraag. Wie kry wat en wanneer? Dit is die klassieke politieke vraag. En ek dink Suid-Afrika sit met 'n model waar dit nie heeltemal altyd uitwerk nie. Ek dink as ons daai kan regruk en ons gee vir gemeenskappe groter seggenskap oor hulle demokratiese regte, en dat daar van onder na bo tipe benadering is in Suid-Afrika tot die politiek, dink ek gaan ons groter suksesse sien. Maar jy weet, dit beteken nie ons gaan in 'n post-ideologiese wêreld noodwendig in nie, maar dit gaan in 'n wêreld in waar een of twee ideologieë moet leer om saam te werk en gemeensaak vind oor wat belangrik is vir die mense wat in hierdie land moet bly en leef. En ek dink nie dit beteken, weet, daar's hierdie binêre ding tussen, jy weet, in Afrikaners se geval, Afrikaners moet nou of heeltemal selfgeldend wees, of hulle moet heeltemal inskakel by wat ook al die dominante kulturele narratief in Suid-Afrika is. Ek dink nie ons hoef een van die twee te kies nie. Ek dink ons kan 'n middeweg vind waar ons selfgeldend optree wat Afrikaanse voortbestaan en volhoubaarheid betref, maar terselfdertyd inskakel by die Suid-Afrikaanse geheel. Ek dink nie Afrikanerskap of Suid-Afrikanerskap
is jy weet op een of ander manier uitsluitend van mekaar nie. Ek dink dit kan saam bestaan. Frederik, enigiemand wat jou goed lees op Ontlaar of 'n rapport kan sien jy lees ontsettend wyd. Wat verveel jou? Met ander woorde, jy's baie nuuskierig, maar wat is vir jou oneindig oninteressant? Sosiale media. Ek wag al baie lank dat jy my friend request aanvaar op Facebook. Nee, ek joke net. Ja, nee, ek het regtig so 'n paar jaar terug het ek net besluit sosiale media is 'n mos vir my tyd. Ek het nie vreeslik sosiale media ooit gehad nie. Ek het 'n Facebook rekening gehad en toe eendag bel 'n nommer uit Nigeria uit en sê, "Hoorie, as ek hom soveel dollar betaal, sal hy my account vir my teruggee." En dit was nogal op my verjaarsdag. So toe sê ek soos, "Ag, weet jy wat, dis nou 'n goeie tyd om vir die ou te sê, weet jy wat, chom, ek is nou sommer klaar met sosiale media in elk geval." En ek sê dat ek nog nooit weer ek het so Twitter rekening, wat noem hulle dit, X, maar dis maar net om so nou en dan te kyk as iemand iets aanstuur. Maar weet jy wat, ek dink almal kan hulle self 'n guns doen om sommer van sosiale media af te klim. Waarop is jy trots? Ek is trots op die feit dat ek uit 'n familie uit kan kom waar ons as familie almal baie heg is. Ek is bevoorreg om te kan sê ek kom uit 'n familie uit waar ek regtig op 'n goeie terme met letterlik feitelik almal in my familie aan albei kante van my, jy weet, my ma en my pa se kant van die familie is. Ek dink is in 'n tyd waar familie as 'n konsep onder baie druk verkeer. Mense vra hoekom is broerskap en susterskap enigstens belangrik? Mense vra hoekom is ouers enigstens belangrik? Mense vra fundamentele vrae rondom ek het nie eens toestemming gegee om hier te wees nie en nou beland ek in 'n familie met skynbare verpligtinge. Ek dink egter ek is net bevoorreg om ongeag die filosofie en die debatte rondom familie is ek net trots om te kan sê ek is in 'n uitnemende familie, ek is in 'n familie waar mense vir mekaar lief is. Ek is in 'n familie wat voorbeelde stel oor hoe dit moet wees om huwelike in stand te hou en so meer en om mekaar te ondersteun in tye van nood. So ja, dit is maar iets waaroor ek baie trots is. En waaroor is jy spyt? Man, ek kan nie aan iets spesifiek dink oor waar ek in die besonder spyt is nie, maar partykeer as ek spyt, ek het nie vroeër in my lewe jy weet, golf begin speel byvoorbeeld nie. Elke Sondag op die golfbaan is ek iets wat spyt oor dit. En ja, ek is ook spyt dat ek dalk op skool nie altyd soveel aandag aan my sportlewe gegee het nie, want ek dink sport is iets wat mense onderskat partykeer oor wat 'n soort bande dit tussen mense kan skep en om sport meer ernstig op te neem. Ek dink baie gewone Suid-Afrikaners en Afrikaners neem sport heel ernstig te op. En ek dink dis iets wat eers toe die Springbokke nou weer begin wen het, is iets wat baie van ons wat in die sogenaamde kommentatorklas is, eers weer ernstig begin opneem het. Ek lag nou is die Springbokke skielik die simbool van uitnemendheid en almal moet soos hulle probeer wees, jy weet. Maar 'n klomp jaar terug het ons nie dit as 'n politieke gesprekspunt gesien nie, ja. Frederik van Dijk, baie dankie dat ons vandag kon gesels. Dit was baie insiggewend en baie interessant. Baie dankie. Dankie dat jy saam geluister het. Daar is elke Dinsdag 'n nuwe gesprek met ons land se nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Onthou om die follow knoppie te druk en as jy die gesprek geniet het, 5 sterre te gee. Kom gesels elke Dinsdag, Land en Sand.